Jy bly hier vanoggend. I just really sense the softness and the gentleness of the Holy Spirit. Ek dink ons is besig met 'n skitterende reeks en ek hoop jy's ingebind met die hele Ek is reeks. Ek het hierdie week hiervore gehad. Dit klink baie lekker en was my lekker. Ek het letterlik ingevlieg Kaap toe vir 'n dag en teruggevlieg Vrydag. En dit klink, iemand in my familie sê, maar jy kan dit oor die foon gedoen het. Toe sê ek, ja, maar dit is nie dieselfde nie. En dit was nie dieselfde nie. So dit was so spesiaal, maar iemand in die Kaap sê toe vir my, wat ek daar ontmoet, wat nie eens in ons gemeente behoort nie, sê vir my, ja, hy het laas Sondag die Ek is gekyk en hy vertel my oor die preek. Ek's like, oh wow, oor die brood van die lewe. Hy vertel vir my en Jesus wat sê ek is die brood van die lewe en sy ervaring. En dit is my so amazing om te weet wat God mee besig is in ons eie gemeente. As jy nog nie 'n boekie het nie, gaan kry vir jou boekie. As jy nie geld het om te koop nie, hy kos R1000. Ons sal hom vir jou sponsor vir R100. Ons sal hom ook vir jou verniet gee, hy kos net R100. En as jy nie geld het nie, gaan kry vir jou boek. Al is jy agter met die reeks, die hele reeks is op YouTube. Jy kan dit op jou eie tyd, eie pas, kan jy deel maak van jou lewe. En net die terugvoer wat ons hoor van wat mense ervaar en wat gebeur in hulle huise, selfs wat ons hierdie week in ons selgroep ervaar het, toe ons die midweek les hanteer het, was net om te besef, ek is 'n nuwe mens en dis regtig 'n geval van Christus het my nuut gemaak. Ek is op 'n nuwe plek en ek is oortuig dat as jy vanoggend saam met ons kuier oor ek is jou meester, dat daar ook in jou eie lewe dinge net gaan losgaan en dat jy gaan sê, maar God is besig met my. Kan ek gou sien, is God besig met jou? As God nie besig is met jou nie, dan wil ek regtig hoop, dit gebeur baie vinnig in jou lewe, dat jy gaan by 'n plek kom, waar jy agterkom, as jy hierdie week in jou klein groep, in jou konneksiegroep was, dan sou jy agtergekom het, maar God kyk na my op 'n nuwe manier. God kyk na jou en hy sê, jy's nuut, jy is splinternuut, jy is 'n nuwe skepsel, jy's 'n koningskind, jy's die kop en jy's nie die stert nie, jy's Jesus se kind, jy's 'n prins, jy's 'n prinses, jy's 'n erfgenaam van die groot ek is, en Jesus kyk na jou en hy sê, you are brand new. Kan jy dalk vir die Here 'n handeklap gee? Want dit is hoe God na jou kyk. Dis amper as jy in die spieël kyk en jy het jouself, die dames opgemaak so in die oggend nadat jy nou opgestaan het en jy daai mooi gesiggie so ingekleer en hy's nou nog mooier vir jou eie man en jou eie man sê vir jou, yes man, jy's mooi. Dan is dit amper daai gevoel wat jy moet kry om te sê, ek is regtig 'n nuwe skepsel. Nie net aangeplak nie, en ek bedoel dit in alle respek, no pun intended, nie net aangesit nie, maar ek is in wese 'n nuwe mens. Yes? Is daar iemand wat kan sê ek is 'n nuwe mens? Kan jy lyk soos 'n nuwe mens? Lyk gou vir iemand langs jou soos 'n nuwe mens. Sê, hoe lyk jy soos 'n nuwe mens? Man, jy smaal net. Daar's net iets in jou wat anders is. Johannes 13 vers 13 in die ou Afrikaanse vertaling sê, dis ons skrifgedeelte vanoggend. Jy het dit ook op die bord. Hy sê, julle noem my meester en Here, en julle is reg. Luister mooi hoe sê Jesus dit, want ek is dit, Heer en Meester. Nou die meeste Jode en die Joodse skrifgeleerdes het nie Jesus erken vir wie en wat hy was nie, en ongelukkig is dit tot vandag toe nog so realiteit. Julle noem my Heer en Meester, maar dan is die groot aanklag wat tot vandag toe nog geld, maar julle doen nie wat ek sê nie. Kan ek gou sien, as daar tieners in die gehoor is, het jou ma en pa vir jou gesê, ek het mos vir jou gesê, maar ma's en pa's praat mos so, ek het mos vir jou gesê, om dit nie te doen nie. Wie van julle is 'n ma's? Nee, ek kan my nie hand opsteek nie. My ma sal dood so ek kan val. Ek kan julle sê, my ma het so deur haar tande gepraat.
Dan wil ek altyd vir haar sê, ma, maak op jou mond, dis baie makliker. Ek was gelukkig my ma se soetste kind. Moet dit nie vir een oomblik glo nie. So my vraag aan jou vanoggend is, watter area van jou lewe is dit wat jy weet? Jy is kind van God. Ek het no doubt about that. Ek dink die meeste van ons wat vanoggend hier sit, is uitverkoop, rein gewas, duur gekoop, pryses betaal. Ons kan vanoggend sê, I am a brand new man. All things have passed away, I'm born again. Ek is regtig kind van God. Kan iemand net sê, amen, halleluja, ek is een van hulle. Maar dan is daar goed in ons lewe, wat net aanhou byt. Op 'n stadium praat die woord, dis die klein, amper sê ek het verkeerd, dis die klein jakkelsies, wat die wingerd vernietig. Ek het nou gedink aan kachelgoedjies. Voetfout. Dis die klein jakkelsies wat die wingerd vernietig. Dis partykeer nie, dis nie skamage goed nie. Maar jy laat toe dat die vyand so hou vir hou inkry. En jy is net besig om aanhoudend net op 'n sekere ding wat in jou lewe gebeur. It's reoccurrence. Het hou aan en het hou aan en het hou aan. En iewerste moet jy 'n stopstraat insit en sê genoeg is genoeg, ek weier om dit verder te aanvaar. Lukas 6 vers 46, jy kan het saam met my lees, ek dink dit is ook op die bord. Watter sin het dit dan dat julle my aanspreek met Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie? Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en doen wat ek sê, ek sal vir julle verduidelik soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat by die bou van sy huis die grond diep uitgegrawe en die fundament op die rotsbodem gelê het, toe daar oorstroming kom en die vloedwater die huis tref, kon dit hom nie beweeg nie. Toe daar oorstroming kom en die vloedwater die huis tref, kon dit hom, die persoon, of kon dit die huis nie beweeg nie, want die huis was goed gebou. Kon dit hom, die persoon, nie beweeg nie. Gaan nie oor jou materiële besitting hier nie. Gaan oor jy as mens. Kom ons lees verder. Hy sê, maar as iemand luister en nie doen wat ek sê nie, is hy soos 'n man wat sy huis bo op die grond gebou het, sonder 'n fundament. Toe die vloedwater dit tref, het dit dadelik ingestort en daardie huis het een groot pynhoop geword. Ek gaan vir jou vanoggend hier op hierdie bord teken en net dat jy iets kan verstaan van hoe dit werk. Ag Henry, dankie dat jy ons help. Ek wil nie met iets probeer verstaan van hoe God na jou kyk. Ag Henry, jy is 'n fantastiese hulp. Hy staan nie agter soos 'n stout seentjie. Dankie Henry. So hier is ons basislyn. Ek weet daar agter is dit dalk vir 'n bietjie onduidelik, maar probeer kyk. Sit jou brille op en kom kyk hier. Maar dit lyk so. Hier is ons basislyn van ons lewe en ek gaan my eie naam net gebruik ter wille van my en my mooi vroutjie. Daar's Dion en daar's Glenda. Dis 'n D en 'n G. Ek het regtig geslaag met skrif. Maar dan loop ons lewe en almal van ons se lewens loop so dat ons die goeie en die minder goeie in die lewe geniet. Dit gaan partykeer met ons baie goed en ons tref hier bo en eintlik moet ek nou dit groot maak dat jy daar agter ook kan sien. En dan tref ons ook lae ritmes in ons lewe wat goed regtig sleg gaan. En is hierdie slegte goed wat partykeer maak dat ons voel ons kan dit nie doen nie. We can't make it. Hierbo is dit lekker. Dit is lekker as dit met jou goed gaan en as verhoging of salarisverhoging of jy het 'n kind wat op pad is of jy word oupa of ouma of jy het 'n nuwe kar of dis lekker as ons al daai ritmes in die lewe beleef. Maar as die onder waar die moeilikheid tref. En as daai moeilikheid tref,
wat baie keer gebeur dan, Henry, hou vas. Sê, dankie Henry. Wanneer daai moeilikheid gebeur, wat dan baie keer gebeur is, die pappa in hierdie verhouding, of die mamma in hierdie verhouding, kan nie die punch vat van dit wat die lewe in jou toe gooi nie. En wat ongelukkig gebeur is, die mamma en die pappa val of Dion af, of Glenda val af, want die druk raak te veel. As jy dit verder gaan ontleed, en jy gaan kyk na sielkunde, dan praat sielkunde van so 'n ding, en jy, ekskuus, jy sien, ek kan nie teken nie, dis andersom. Dan sê sielkunde, en Dawid praat van, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, dan sê sielkunde, jy val in hierdie skag af, en jou aan afval, en jou aan afval, en dis wanneer jy kom by verslawende gewoontes, soos drank, of drugs, of alkohol, of verkeerde goed, of verkeerde mense, en jy hou net aan en aan en aan afval, want iewerste in jou lewe, hou vas Henry, iewerste in jou lewe, het jy jou basislyn nie gemaak op God nie, maar jy het jou basislyn gemaak op jou man, of op jou vrou. En as jy in 'n verhouding met God leef, is dit 'n driehoek. En wanneer God is, die theta teken in Grieks vir God, wanneer God deel is van jou lewe, en dit maak nie saak hoe jou driehoek draai nie. As jou driehoek onderste bo draai, hier's Dion en hier's Glenda, maar God vorm deel van hierdie hele lewe van jou, dan is daar nooit druk wat na die Dion of na Glenda toe gaan nie, maar dan kom God en hy stap in jou lewe in, en omdat God in jou lewe instap, is daar 'n verandering. Dus ek val nie af, of my vrou val nie af, of ek raak nie haywire, of ek begin verkeerde of snaakse goed doen nie. Ek bly by 'n plek waar ek sê, God is deel van my lewe. Het jy hom? Dis hoekom God moet deel wees van jou lewe. Gee net vir Henry 'n groot handeklap. Baie dankie Henry. Dis die pen. Dankie Henry, ek waardeer. So ek wil net verstaan, as Jesus jou basislyn is, of omdat Jesus dan jou basislyn is, dan vat dit jou na 'n ander plek toe waar jy verstaan vanoggend, Here, daar's baie keer storms wat gaan kom en jy is nie gevrywaar daarvan nie. It's gonna happen. Dit gebeur. Maar wanneer hy goed kom byt, dan gaan jy terug na God toe. Sê, Here, maar U is mos deel van my lewe. Al gebeur hierdie week 'n ding in ons gesin, en dit is 'n wonderwerk, man, dit is regtig 'n wonderwerk. En ek gebruik die woorde, ek sê, dis insane. En toe ek dit sê, toe sê die Here vir my, dis nie insane nie, dis waarvoor jy my vertrou het. Dis waarvoor jy gebid het. Dis nie insane nie, dit is 'n wonderwerk. As jy voor die Rooi See staan en daai see kloof en jy weet jy het God vertrou en dit gebeur, dan is dit nie insane nie. Dan is dit God wat vir jou deurkom. Ek wil net met iets verstaan vanoggend, wat sê Jesus? Hy sê, eintlik weet ons so baie. Yes, ons is week na week in die kerk en ons luister en ons skryf preke. En dit is awesome en dit is great dat hier is. En ek is genuine uit my hart uit dankbaar. Jesus sê, julle antwoord reg, julle het reg gesê. Ons weet wat ons van God verwag. Maar dan sê Jesus, maar julle doen nie wat ek sê nie. Nou ek het net in my hart vanoggend om te sê, as baie van ons wat hier so sit en sê, maar ek traai regtig om 'n kind van God te wees. Kan ek net sien as jy sê ek is een van daai, want ek is ook een van hulle. Ja, Jesus, ek like uit dame, ons skiets my so op. Ons probeer regtig om kind van God te wees. And well done on you. Dis hoe dit moet wees. Om 'n disipel te wees, 'n navolger van Jesus, en regtig getrou te wees in dit wat jy doen. Maar ongelukkig, as Jesus vir ons sê, ek is meester, en ons gaan nou sien, meester beteken, ek is teacher, ek is die een wat as ek jou leer, dan beteken dit tog nou, as ek jou leer hoe om iets te maak, dan iets wat jy nie kon doen nie, kan jy dan doen, want jy's geleer om dit te kan doen. Maar nou is dit so dat ons baie keer sonde toelaat in ons lewe. Ek wil vanoggend vir jou vra, al is dit net 'n ou klein sondetjie, om te sê, ek wil dit uit my lewe uitkry.
Wie van julle het al gevloek? Kan ek gou sien? Eers maar ons die heilige gemeente. Kom, wie van julle het al gevloek? Steek gou jou hand op. Sien nie, almal het al gevloek. As jy jou vinger raak slaan met 'n 5 pond hamer, dan sê jy nie, prys die naam van. En dan noem ons daai goedjies sulke klein sondetjies. Dit so 'n gou wit leentjie. Ek wil vir jou vra vandag, om daar waar die duiwel besig is om te kap, hy is besig om 'n hout te kry in jou. Iemand sê eendag, 'n mooi vrou soos 'n weerligstraal. Jy moet 2 keer kyk. Kan ek gou sien, watter mans het al 2 keer gekyk vir 'n vrou? Nee, moenie jou hand opsteek nie. Sien, die vyand het 'n manier waarop hy instap, nee. En jy laat hom toe. En wanneer jy hom begin toelaat, dan is dit wanneer hy begin om iets in jou gemoed of in jou gees los te maak, en later dan sê jy die verskoning, ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar toe ek sien, toe is ek binne in haar bed. Klink lekker. Verkeerd. Verbode vrugte, ken jy eintlik, is baie lekker. Pas op vir hoe die vyand partykeer kom en wil kom steel, wil kom slag. Julle doen nie wat ek sê nie, sê Jesus. Miskien is dit dat God regtig jou in maniere net bless en dat die Here vir jou sê, jy moet 'n oop hand hê. Miskien sê God vir jou vanoggend, jy moet iemand help. Jy moet net daar wees. You must be kind to somebody. Iemand moet agterkom, yes, maar iemand het my hand kom vat en net my kom sterk maak. Miskien is dit dat jy regtig vanoggend hier sit en jy sê, Here, ek kan daai bediening uitleef, maar jy het nie, en God is eintlik een wat vanoggend vir jou sê, kom en word deel. Daar is soveel verskillende maniere van waarop jy kan doen, as jy net 'n ingesteldheid het om te sê, maar julle doen nie wat ek sê nie, wil ek by 'n plek wees waar ek sê, ek het my fondament op Jesus gebou, en dan begin ek doen dit wat hy vir my sê om te doen. Kan ek net 'n amen kry? Johannes die Doper besef egter wie Jesus is. Luister gou, Johannes 1 vers 35. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en 2 van sy disippels, en toe hy Johannes Jesus sien wandel, sê hy Johannes, daar is die lam van God. En die 2 disippels het hom dit hoor sê, en daai 2 disippels het Jesus toe gevolg. En toe Jesus hom omdraai en hulle sien volg, sê Jesus vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord hom, Rabbi. Dit wil sê as dit vertaal word, meester of dan leermeester, waar is u tuis? Vers 37, 38 message. Jesus looked over his shoulder and said to them, what are you after? And they said, Rabbi, which means teacher, where are you staying? Johannes sy disippels noem Jesus meester. As gevolg van die feit dat hulle hom meester noem, is daar 3 belangrike dinge. Teacher, meester, leermeester. Is daar 3 belangrike dinge wat uitkom. Die eerste een is hulle kom agter Jesus is van God af. Jy moet nou verstaan, ek en jy kyk na die kruis, en ons het vir jou kruis buite opgesit, dat jy kan sien, kan antisipeer, kan begin te net verstaan van, hier kom Paasnaweek, en dis 'n groot ding wat in ons lewe gebeur. Maar hierdie ouens kyk na Jesus, wat nou deur Johannes aangekondig word, en dan kom hulle agter, Jesus kom van God af. Hy's regtig die seun van God. Hy's die leermeester, hy's die teacher, die een wat jou iets wil leer. My vraag is jy leerbaar? Het jy al mense ontmoet wat alles weet? Net vir my sê, ja, my man is so nie. Ek mag nie met Pretoria spot nie, maar ek kan met Bloemfontein spot. Het jy al mense ontdek wat, hulle ken alles, hulle weet alles, hulle is net altyd so slim. En jy kan vir hom niks leer nie. Ek wil vir jou vanoggend vra om 'n leerbare gees te hê. Ek het 'n besluit gemaak, maak nie saak om watter koneksie oomblik ek is nie, wil ek kyk of ek iets in daai halfuur, uur en 'n half te kan leer by mense, want dit is wat jou en my 'n beter mens maak.
Ek wil jou vra om vir Jesus te vra om jou te help om 'n leerbare gees te hê. Miles Monroe, ek het dit al gesê, hy sê jy gaan dieselfde ou wees afhangende van die boeke wat jy gelees het oor 5 jaar. Ek voeg by en die mense met wie jy gekuier het. You attract who you are. As jy met goeie mense begin te kuier, het dit 'n afvryf op jou. Dit is 'n beginsel van jy word beter, jy word skerper, jy word slimmer, want dit is wat God van jou vra. Tweede ding is hulle beleef hom as die lam van God. Met ander woorde, Johannes kondig aan, hy sê daar, met uitroepteken, hy sê daar is die lam van God. Toe Johannes Jesus sien, toe is daar 'n eureka oomblik in hom en hy sê daar is die lam van God. Wat die implikasie het is, tot op daai stadium was hulle daaraan gewoond, hulle moes vir hulle eie sonde betaal. Ek sou bankrot gewees het as ek vir my eie sonde moes betaal. En hierdie 2 disippels kyk na Jesus en Johannes kondig dit aan en al wat hulle eintlik net sien is paid in full. Maar onthou nou, hierdie 2 manne kyk na Jesus voor die kruis. Hulle verstaan nog nie, Jesus gaan regtig sterf nie. Jesus sê vir hulle goed soos, ek neem julle sonde op my en wanneer julle in my is jou sonde vergewe. Hulle begin te leer, want hulle volg ons nou vir Jesus. Ons gaan nou by dit kom. Maar wanneer daai oomblikke afspeel, het hierdie disippels nog nie die volheid daarvan beleef. Ek en jy beleef 'n volheid, want ons sê, daar was 'n kruis en op die kruis het Jesus alles vir ons betaal. Ek wil jy moet vanoggend 'n paradigma skuif in jou kop kom om te sê, ek wil nie dink, ek wil anders dink, ek wil vars dink, en dit is presies dit wat Heila vanoggend kom sê het. Daar is 'n skuldgevoel wat in jou binneste is, man, wanneer jy voor God kom staan, dan kyk jy deur die kruis na Christus en jy sê, I am free. Ek is 'n nuwe mens. Jy kan nie na jouself kyk uit die ou bril uit nie. Laaste een wat ek vir jou gaan vat daaroor is, hulle beleef Jesus se nabyheid. Hulle vra vir hom, Jesus sê, wat wil julle hê? Hulle sê, waar gaan jy tuis? Dit was gewoond in daai tyd om, as jy iemand vreemd sien, om dan vir hom 'n blyplek te offer. Hulle wil nie net hom sien nie, hulle wil naby aan hom wees. Hulle wil by hom leer. Hulle wil tyd met Jesus hê. Hulle verklaar hulle begeerte deur hom te noem Rabbi, Rabboni, meester, leermeester. Spreek hulle dit uit en sê, leer ons net. Hulle begin iets te verstaan van wat dit is wanneer die teacher in jou lewe instap, die een wat jou sonde in totaliteit wegneem en alles dan verander. Hulle onthou iets van in Nikodemus wat 'n skrifgeleerde was. Johannes 3:16. Want ons lees mos nou hier bietjie later in Johannes. Hulle onthou van Nikodemus hoe hy na die rabbi toe gaan. Rabbi, leermeester, help my. Ek wil nie hier vashaak op hierdie plek waar ek sukkel met sekere gewoontes en sekere goed in my lewe nie. Hulle leer van 70x7 vergewe. Dis goed wat in hulle binneste was, van wat hulle nog altyd gedoen het, en Jesus stap in, en Jesus sê, jy moet verander, jy kan nie so bly nie. Ek het hier in die Oosrand, ek en Glenna het hierdie week 13 jaar gevier in Benoni. Jesus was bly. Ons het 'n Coke gedrink op dit. Ja, dankie vir die vrot hande klap, maar ons is baie bly ons is hier. 13 jaar. Toe ek nou hierdie stuk voorberei, toe het ek nou die voorreg om iemand te ontmoet, en hy vertel vir my van hoe iemand in hulle familie met verskriklike groot geld hulle te nagekom het. En ek dink so in my notas geskryf, hier in Benoni het ek geleer, mense praat van, ek gaan jou rakery. Ek hou daarvan. Jy hoor nie 'n Pretoriaaner dit sê nie, Randburg ou sê dit nie, Kreersdorp sê dit nie, die Tappet ouens daar van die ander kant van Nazareth sê dit nie. Dis net hier in die Oosrand sê ons, ek gaan vir jou rakery. Of mense sê, ek voel raakgery. Het julle dit al gehoor? Ek voel raakgery. Ek dink hier in die Ou Testament toe hulle geskryf het, oog vir 'n oog en 'n tand vir tand, het die ou so in hakkies gesê, ek gaan vir jou raakgery, papi. Daai luister. En hier kom Jesus en hy sê, nee, wanneer jou broer jou te nakom, nou hoor ek van hierdie ou,
En hy vertel my van hoe iemand hulle raak gery het met verskriklike geld. Ek dink vir myself, Here, ek dink nie eens in terme van sulke hoeveelheid geld nie. Dis wat hulle verloor het. En die Here sê vir my, so wie is daar wat jy nog moet vergewe? Wie het jou te nagekom? Wie is die ouens wat nog so 'n ou doring in jou vlees is, as jy sy naam sê, dan staan daar so 'n wortel in jou hop. Wie is die ouens wat is die goede wat in jou lewe gebeur het en dan sê jy vir jouself, I'm guilty as charged. En Jesus sê, hey, dis wat ek jou kom leer. Help nie julle hoor net meester en Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. As Jesus vir ons sê, maar jy moet 70 maal 7 keer vergewe, dan moet ons dit regtig kan doen. Hulle leer 'n klomp goed. Wat jy sien wanneer jy naby aan Jesus leef, dan verander goed in jou lewe. Dan is dit nie moeilik vir mense rondom jou om agter te kom, jy was by Jesus nie. Kan ek gou sien, wie van julle was al grumpy in die huis? Ek is so tyd terug grumpy, en Lena kyk so na my, sy sê vir my, jy was lanklaas by Jesus. Dit was Eina. Wat as jy by Jesus was, dan gebeur 'n ander goed in jou lewe. Vertel jou 'n storie. Ek gaan 2/3 van my preek vanoggend los. As jy my notas wil kom haal dit. Ek gaan nou klaar maak. Ek vertel jou 'n storie, 'n baie naby vriend van my. Hy besluit hy skei sy vrou, hy is klaar met haar. Maak nie saak hoe ek met hom redeneer, praat, soebat, pleit. Verduidelik die skrif uit, hy het sy besluit gemaak. Maar lang gelede het hy besluit, hy gaan op 'n Israel toer, laas jaar, terwyl die oorlog aan die gang is. En ek hoor Dr. Isak Burger, hy was die gewese president van die AGS Kerk, ek hoor hy is die toerleier, en ek vra vir hierdie vriend van my, ek sê man, al wat ek jou vra is, bly net naby aan Dr. Isak Burger, luister net die hele tyd wat sê hy, en wees net naby aan hom, luister net na Dr. Isak. Maar hy en sy vrou is dik vir mekaar, hulle mekaar raak gery. Hy het sy besluit gemaak, prokureur gaan sien, as hulle terugkom, soos in die dag wat hulle terugkom, moet hulle gaan teken. So gaan hy en hy vertel my hierdie Israel toer was amazing en was 'n ongelooflike belewenis. En ek vra vir hom een vraag, ek sê het hier naby aan Dr. Isak gebly die hele tyd, hy sê die hele tyd. Hy sê al die toere het gekanselleer, ons is die enigste toergroep, waar jy gewoonlik net 15-20 minute op 'n plek het jy nou 1/2 uur, 2 ure, 3 ure, want daar's nie tyd. Ek sê nee, is nice man. Maar maandag gaan hy sy papiere teken. Ek sê nee, ek hoor jou. En die maandag wat hulle moet gaan teken, verdwyn sy vrou weg, sy's gone. Sy verdwyn uit die huis, klim in haar kar en ry. Kom die aand by die huis van, sy kon nie gaan teken dit nie. Hulle die dinsdag verskriklike woorde uitval. En sy begin bitterlik te huil. Sy gooi haar arms so in die lug op en sy sê, ag Here. En hy hoor dit, en sy huil bitterlik, en sy staan op, en sy kom terug, en sy sê, kom ons gaan teken, en hy sê vir haar, kom ons los dit, en hy maak 'n besluit, om aan hulle huwelik te werk, want hy was naby, aan iemand, wat naby aan God leef. Psalm 91, nooi, Dawid ons uit, dan sê hy wat vertoef, as jy dit in Engels gaan lees, a habitual place. Vertoef in die skaduwee van die Almagtige. Hy sê vir die Here, jy is my God, jy is my toevlug. Kom band, waar is julle, my mooi mense? Dit is 'n awesome band, dink julle nie ook so nie? Ons gaan weer 'n liedjie sing, Gratitude. Kan ons dit sing? Ja, klap vir hande. Dankie, ons waardeer Gratitude. En hy sê, hy wat vertoef in die skaduwee van die Almagtige. Hy sê vir die Here, U is my God, die een op wie ek vertrou. Luister, ek wil vanoggend vir jou sê, as dit haywire gaan in jou lewe, kom bietjie by Jesus uit. As daar pap op die grond val, as jy agterkom, jy het bietjie meer nodig om 'n refleksie te wees van Jesus is, dan sê Dawid, kom sit bietjie op die skoot van jou pa. Hy sê daar, hy sê sodat jy
in die arms van die Almagtige kan wees. Is dit nie mooi nie, Werner? Kom staan gou by my. Werner is gelukkig so klein soos ek. As jy in die arms van die Almagtige is, dan sien ek altyd 'n dadda wat jou so kom vashou. En hy kom sê, you are mine. En weet jy, God kom nou en God kom sê vir jou vanoggend, I'm just calling you things. I'm just calling you to understand something of what it means to say, I'm closer with God. Moenie probeer om dit net te speel. Don't make a Sunday experience enough. Don't make it good enough. Ek het so iets moois geleer, goed genoeg is nie goed genoeg nie. 'n Vriend van my. Dit is nie goed genoeg dat jy net vir God so almoesie gee van jou lewe. Abba kom en hy sê, come here man, come here. Come here. As jy by my kom sit en in my skaduwee kom vertoef, skuilings van die Almagtige, hy sê vir Here, jy is my God en my toevlug, die een op wie ek vertrou. If you need to trust God for things in your life, get back to God. As jy nodig het om te sien hoe goed skuif jou huwelik, jou kind, jou verhouding met jou kinders, goeie sonde waarmee jy sukkel, get back to God. As daar goed is wat jy vanoggend weet, Here, dit staan tussen my en God, kom by God uit. And He's not calling you to condemn you. He's calling you with arms open wide. And He says, I just want to love you. I want to show you who I am. Dawid gaan verder, ons skryf in Psalm 91, dan kom hy by die slotsom, 3 beloftes. Hy sê, as jy by hierdie plek was waar jy so by God gaan kuier, hy sê, omdat jy my lief het, sê God, because you love me, I will save you. As jy my lief het, omdat jy my lief het, sal ek jou red. Hy sê, wanneer jy my naam aanroep, sal ek jou gebed verhoor. Hy sê, derde belofte, hy sê, en ek sal jou 'n lang lewe gee. I don't think we can expect anything more but that. Net waar jy sit, bly net sit. Die band gaan jou bedien. Ons sing nie liedjies hier by Endeavour nie. Ons bedien jou met 'n liedjie. Maak jou oë toe en sê net daar waar jy sit, Here, I'm coming back. I'm coming back to Jesus. Ek sal U soek. Ek sal U eerste plaas. As ek sê U is Leer en Meester, dan is U Leer en Meester van my hele lewe. Dankie band.